Vriende, dankie dat jy hierdie week saam met my nagedink het vanuit die psalms en dat ek vanuit die psalms vir jou 'n konteks ook wil gee in die tye waarin ek en jy vandag leef. Iemand skryf juis oor die psalms dat die psalms vir ons God se gids, vir ons geloofsgids en geloofsreis in hierdie lewe is. Psalm 1 vers 3 en 6, die regverdige is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad. Ons het stilgestaan by Psalms 1 tot 41, waar ek en jy gehoor het oor die goeie en die skadukant van die lewe. En terwyl ek hierdie psalms ook gelees het, dink ek ook aan die beeld van die saaier in Matteus 13, wat eintlik die lewe verwoord, want die lewe is soms soos die slegte saad, daar's siekte, depressie, pyn, werksverlies, vrees, wanhoop, my kind herstel nie na siekte nie, en so meer. Dis 'n gegewe van die lewe, maar die groot lewensvraag is, hoe hanteer ek en jy as hierdie snykant van die lewe oor ons lewenspad kom, en ons lewenspad. Maar vriende, die lewe is ook goeie saad, en hierdie goeie saad is die woord van die Here, wat in ons harte gesaai is, wat gewortel geskiet het, wat gevoed word deur die waterstrome van God se Gees en die woord om vrugte te dra. Goeie vrugte van geduld, introspeksie, gebed, volharding, geloof in God, geloof in God se liefde, geloof dat God sal sorg, geloof dat ek en jy rustig kan woon en werk, die Here sorg. Vriende, die psalms gee daarom uitdrukking aan die skadukant en die goeie kant van die lewe. 'n Geloofsgemeenskap wat soms moet huil en kan sê, ek twyfel soms. Ek hanteer nie altyd krisisse goed nie. Maar die psalms gee ook vir ons ruimte om so te voel en so te bid. Maar dis nie waar dit bly nie. Ons is 'n geloofsgemeenskap wat kan bid en glo. En daarom die woorde van die psalms, die Here is ons rots, hy is ons krag, hy is ons vesting, hy is ons skuilplek. Hoe leef ons 'n goeie lewe? As die saad en die vrug, die goeie saad van die diensbaarheid wat ons saai, die moontlikheid oopmaak dat ander God se vrug in ons lewe kan sien en ons Vader wat in die hemel is verheerlik. Amen.